Numeri 32. Die stamme van Ruben en Gad ontvang hulle erfdeel oorkant die Jordaan. En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte. En toe hulle die land van Jaeser en die land van Gilead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was. Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Ruben gekom en met Moses en die priester Eleazar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê: Atarot en Dibon en Jaeser en Nimra en Hesbon en Eleale en Sebam en Nebo en Behon, die land wat die Here voor die vergadering van Israel uit verower het, is 'n land vir vee, en u dienaars het vee. Verder het hulle gesê: as ons genade in u oë gevind het, laat hierdie land aan u dienaars as 'n besitting gegee word. Bring ons nie oor die Jordaan nie. Maar Moses het die kinders van Gad en die kinders van Ruben geantwoord: sal julle broers oorlog toetrek en wil julle hier bly? Waarom tog wil julle die hart van die kinders van Israel daarvan afkeerig maak om deur te trek in die land wat die Here aan hulle gegee het? So het julle vaders gedoen toe ek hulle van Kades Barnea afgestuur het om die land te bekyk. Toe hulle tot by die dal Eskol opgetrek en die land bekyk het hulle die hart van die kinders van Israel afkeerig gemaak om in die land in te trek wat die Here aan hulle gegee het. Daarom het die toorn van die Here dieselfde dag ontvlam, en hy het gesweer en gesê: waarlik, geen een van die manne wat uit Egipte opgetrek het, van 20 jaar oud en daarbo, sal die land sien wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met die eed beloof het nie, want hulle het nie volhard om my te volg nie. Behalwe Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, en Joshua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. En die toorn van die Here het teen Israel ontvlam, en hy het hulle 40 jaar lank in die woestyn laat rondswerwe, totdat die hele geslag verteer was, wat kwaad gedoen het in die oë van die Here. En kyk, julle het opgestaan in die plek van julle vaders, 'n egte kroos van sondige mense, om die toorngloed van die Here teen Israel nog te vermeerder. As julle van hom afvallig word, sal hy hulle nog langer in die woestyn laat bly, en julle sal hierdie hele volk te gronde laat gaan. Toe kom hulle na hom toe aan en sê: ons sal hier skaapkrale bou vir ons vee en stede vir ons kinders, maar ons self sal ons haastig wapen voor die oë van die kinders van Israel, totdat ons hulle op hul woonplek bring. En ons kinders sal in die versterkte stede bly vanweë die bewoners van die land. Ons sal nie na ons huise teruggaan voordat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel gekom het nie. Want ons sal nie saam met hulle wes van die Jordaan en verder weg erwe nie, omdat ons erfdeel dus kant die Jordaan, teen sonop, onsin geword het. Toe sê Moses vir hulle: as julle dit doen, as julle jul voor die aangesig van die Here vir die oorlog wapen, en elke gewapende man van julle voor die aangesig van die Here deur die Jordaan trek, totdat hy sy vyande voor sy aangesig uit verdrywe het, en die land voor die aangesig van die Here onderwerp is, en julle daarna teruggaan, dan sal julle vrygestel wees voor die Here en voor Israel, en hierdie land sal vir julle 'n besitting word voor die aangesig van die Here. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Bou vir julle stede vir jul kinders en krale vir jul kleinvee, en doen wat uit julle mond uitgegaan het. Toe het die kinders van Gad en die kinders van Ruben met Moses gespreek en gesê: u dienaars sal doen soos my Heer beveel het. Ons kinders, ons vroue, ons vee en al ons lasdiere sal daar in die stede van Gilead bly. Maar u dienaars, almal wat vir die oorlog gewapen is, sal voor die aangesig van die Here na die oorlog oortrek soos my Heer gespreek het. Toe het Moses aangaande hulle aan die priester Eleazar en aan Joshua, die seun van Nun, en aan die familiehoofde uit die stamme van die kinders van Israel bevel gegee. En Moses het aan hulle gesê: as die kinders van Gad en die kinders van Ruben saam met julle deur die Jordaan trek, almal wat vir die oorlog gewapen is, voor die aangesig van die Here en die land voor julle uit onderwerp is,
gee dan aan hulle die land Gilead as 'n besitting. Maar as hulle nie gewapend saam met julle oortrek nie, moet hulle onder julle in die land Kanaan besittings verkry. En die kinders van Gad en die kinders van Reuben het geantwoord en gesê, wat die Here aan die dienaars gesê het, so sal ons doen. Ons sal gewapend oortrek voor die aangesig van die Here na die land Kanaan, en ons erflike besitting oos van die Jordaan sal ons in wees. So het Moses dan aan hulle gegee, aan die kinders van Gad en die kinders van Reuben en die halwe stam van Manasse, die seun van Josef, die koninkryk van Sion, koning van die Amorite, en die koninkryk van Og, koning van Basan, die land volgens sy stede met die grondgebied wat daarby behoort, die stede van die land rondom. En die kinders van Gad het Dibon gebou en Atarot en Aroer en Atarot Sofan en Jaeser en Joggeba en Bet Nimra en Bet Haran, versterkte stede en skaapkrale. En die kinders van Reuben het Hesbon gebou en Eleale en Kiriataim en Nebo en Baal-Meon, met verandering van die name, en Sibma, en hulle het die stede wat hulle gebou het, name gegee. En die seuns van Machir, die seun van Manasse, het na Gilead gegaan en dit verower en die Amorite verdrywe wat daarin was. En Moses het Gilead aan Machir, die seun van Manasse, gegee, en hy het daarin gewoon. En Jair, die seun van Manasse, het gegaan en hulle tentdorpe ingeneem en die tentdorpe van Jair genoem. En Nobag het gegaan en Kenat en die onderhorige plekke ingeneem en dit sy naam Nobag gegee.